Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons is so bly jy is hier. Gryp 'n pen en 'n notaboekie en geniet jy die boodskap saam met ons. Môre familie, dit is vir my 'n voorreg om die woord met ons te kan deel vanoggend. En my hoop is regtig dat ons ontvanklik sal wees. En ek sê ons, dan bedoel ek ook. Dat ons almal saam ontvanklik sal wees van dit wat die Here wil kom sê vanoggend en dit wat die Here op ons harte wil kom druk. Die woord is nie eksklusief net vir julle nie, dis vir my ook. So ek sluit myself nie uit nie. En so ek hoop regtig dit seën jou. Ek hoop regtig dit bou jou op soos die laaste lied wat ons gesing het, dit maak jou vol sodat God jou weer kan uitgooi op 'n ander plek gedurende hierdie week. So dis my hoop vir ons vanoggend. So ons is deel met die preekreeks, is in die preekreeks wat glo ons oor God en laasweek het Corneille gepreek oor God wat groot is, of die Engels sê God is great. En daar was een spesifieke woord wat uitgestaan het vir my laasweek en dis die woord grimmigheid. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar so grimmigheid bedoel 'n verwys na God se kwaad. En dit is reg dat God kwaad word want ons is sondig teenoor hom. En so is wat vir my uitgestaan het. Maar meer as dit staan Openbare 12 vers 5 ook uit en dit sê vir ons waardig om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Waardig is God want hy is groot. Hy is groot en hy kan en hy moet ons dis die enigste reaksie wat ons het omdat hy so groot is want hy is waardig. Hy is waardig om alles te ontvang want hy is groot. En so vandag gaan kyk ons na God wat goed is. Hy is waardig want hy is so goed vir ons. En so ons skrif gedeelte vir vanoggend is Eksodus 34 van vers 6 tot 7 en ek lees dit vir ons. Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep. So ek wil konteks gee. So Moses is besig om met God te praat en hy sê wys vir my u heerlikheid. En dan is ons die reaksie. So die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep, die Here, 'n barmhartige en genadige God. Geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Wat troue liefde vir duisende bly handhaaf. Wat skuld, oortreding en sonde vergewe. Maar wat beslis niks ongestraf laat nie. Wat vir die sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet ook die derde en die vierde geslag. Kom ek bid vir ons. Vader, dankie dat u goed is. Dankie dat u groot is. En Vader, ek dankie vir vandag. Dankie dat ons hier kan sit as gevolg van die goedheid. Dankie dat ons kos kan hê as gevolg van die goedheid. Dankie dat ons kan lewe as gevolg van die goedheid. En dankie dat u ons nie net los waar ons is nie, as gevolg van die goedheid. Ek vra u seën die woord vanoggend op ons ore. Vader, dat in ons harte in sal inkom en kom wortel skiet. Vader, kom maak ons vol vanoggend van dit wat u wil kom doen. Dit wat u wil kom sê vir ons. Ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen. So vandag wil ek 4 vrae antwoord. En so vraag nommer 1 is, wat is God se goedheid? Vraag nommer 2, is God regtig dan nou goed? Vraag 3, hoe lyk God se goedheid? En dan gaan ek afsluit met, wat doen ons met God se goedheid? So, ons kop af met vraag 1. Wat is God se goedheid? Of wat is die natuur van God se goedheid? Hoe lyk dit? Maar voordat ons moet sien hoe lyk dit, moet ons ook weet wat dit nie is nie. Wat is dit nie? Soos ek sê, ek het 'n goeie paar skoene aan, dan kan ek na 'n klomp goed verwys. Ek kan verwys dat dit gemaklik is, dat dit van goeie kwaliteit is, dat ek lekker loop binne in hulle. Dis goed. En dit is nie wat God is nie. God is nie handig nie, God is nie gemaklik nie, hy is nie van goeie kwaliteit gemaak nie, alhoewel ons weet nie, maar dit is ver bo ons verstaan. Maar God is nie net handig nie, ons kan dit nie net gebruik nie, ek kan hom net aantrek soos hierdie paar skoene nie. Of as ek sê ek het 'n goeie foon, dan verwys ek na 'n sekere paar goeders. Dit is nie wat ons bedoel as ons sê God is goed nie. So ons sê God is goed en dit beteken nie dat dit van goeie kwaliteit of goeie gehalte is nie.
As ons sê daar's 'n goeie kar, dan verwys ons na die vakmanskap van die kar toe, die betroubaarheid van die kar. En alhoewel God betroubaar is dit nie waartoe ons verwys as ons sê hy's goed nie. So wanneer ons sê God is goed, dan bedoel ons verwys na een van sy eienskappe toe. Hy is goed. En ons kan deel hê in hierdie eienskappe van God wat sy goedheid beskryf. So sy goedheid kan saamgetrek word in die volgende paar eienskappe. So dit is sy barmhartigheid, soos wat ons gelees het. Sy genade, sy geduld, sy getroue liefde, sy waarheid, sy vergifnis en sy toorn of wrath. Eksodus 33 vanaf vers 18 tot 23. Maak hierdie prentjie vir ons meer vol. Dit is waar Moses besig is om met God te praat en om te sê, hy sê, Moses sê toe, toon asseblief u heerlikheid aan my. Maar hy het geantwoord, ek sal al my goedheid reg voor u laat verbygaan. En ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees. Ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Hy het verder gesê, jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan nie my sien en bly leef nie. Toe sê die Here, hier is 'n plek by my waar jy kan gereed staan op die rots. Wanneer my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die rotskeer sit en ek sal jou met die palm van my hand toehou. Totdat ek verby is, dan sal ek my handpalm wegneem en jy sal my van agter sien. Maar my gesig mag nie gesien word nie. So ons sien, Moses vra vir God, wys vir my jou heerlikheid. Wys vir my u heerlikheid. En God antwoord hom deur vir hom te sê, ek gaan my goedheid verby jou laat loop. My goedheid gaan verby jou kom. So, die heerlikheid en die goedheid van God is een en dieselfde ding. Dit is een en dieselfde. En ons sien hoe God se goedheid omvat word binne in daai paar eienskappe wat ons genoem het. Sien, maar ek wil dit duidelik maak, God se goedheid is nie sy heiligheid nie. As ons 'n sambreel moet maak, gaan heiligheid heel bo wees. En binne in heiligheid is God se goedheid en God se grootheid. Maar wat interessant is, of wat ons kan van weet, en waarna ons kan stap, ons kan in God se goedheid ook stap. Ons kan deel hê van dit. En ons kan goed wees, soos wat God goed is. Ons kan nie die eienskappe deel van God se grootheid nie, maar ons kan die eienskappe deel van God se goedheid. Ons kan barmhartig wees, ons kan geduldig wees en genadig wees, ons kan weet wat die waarheid is, ons kan liefdevol wees. Ons 'n plek op binne waar ons ook toorn kan wees. Maar mag ons nie sonde wanneer ons dit doen nie. So God se goedheid is noodsaaklik. Want God kan nie anders as om heeltemal en perfek en onveranderd goed te wees nie. Dit is deel van wie hy is. Dit is wat hy doen. Hy is goed. En hy kan nie anders as om dit te doen nie. En dit is noodsaaklik vir ons, want dit is wie hy is. Dit is deel van wie God maak. Psalm 25 vers 8 sê vir ons, die Here is goed en reg. Eenvoudig. Dit is deel van sy identiteit, hy's goed en hy's reg. Of Psalm 119 vers 68 sê, U is goed en doen goed. En so is belangrik dat ons verstaan dat hy goed is en dat hy goed doen. Markus 10 vers 18 sê, Jesus het hom geantwoord, hy is besig hierso om met die ryk jong man te praat. En Jesus het hom geantwoord en hy sê, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. So Jesus is besig om na God toe te verwys, as die enigste een wat goed is. So dit is wie hy is. Dit is deel van hom. Die eienskappe van sy barmhartigheid en sy geduld is wat hom God maak. Is wat hom goed maak teenoor ons ook. Maar ons moet ook verstaan, God se goedheid is ook vrywillig. Eksodus, gaan ek terug na Eksodus 33 vanaf vers 18 tot 19. En dis Moses wat vra, maar ek trek julle aandag na die tweede gedeelte waar hy sê, ek is genadig oor wie ek genadig wil wees. En ek ontferm my oor wie ek my wil
ontferm. God kies oor wie hy sy goedheid wil wys. Dit is nie iets wat ons verdien nie. Dit is nie iets waartoe ons na kan werk nie. Dit is net genade. God is goed as gevolg van sy genade teenoor ons. Ons kan dit nie verdien nie, ons kan dit nie kry nie. Daar's niks wat ons kan doen, wat God kan maak, sy goedheid oor ons openbaar nie. Maar hy doen nog steeds. En die derde ding wat ons kan verstaan van God se goedheid is, God se goedheid, hy sê, en bly by my, dis 'n groot woord, kommunikatief, of in die Engels communicative. So God wil hê ons moet weet van sy goedheid. Hy wil dit met ons deel. Hy wil hê ons moet sy goedheid geniet. En so hy kommunikeer dit, hy openbaar dit aan ons. Elke liewe dag. Jakobus 1 vers 7 sê vir ons, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Sien, God wil hê jy moet sy goedheid beleef. Hy's bereid om dit te openbaar aan jou en aan my. Hy hou dit nie net vir homself nie. Want die realiteit is, hy is goed binne in homself, sonder ons. Hy het nie ons nodig vir hom goed te wees nie. Binne die drie enige God is hulle goed, en is hulle gelukkig. Hoekom het hulle ons nodig? Maar sien, dit is nog steeds 'n bewys van God se goedheid, dat ons geskep is, sodat ons sy goedheid daarvan kan proe, daarvan kan lewe en binne dit in kan leef. Kos is goed, die huwelik is goed, vriendskap is goed, en gesondheid is goed, en vrede is goed, en voorspoed is goed, werk is goed, familie is goed, rus is goed, koffie is goed. Sien, dit alles is goed, omdat God goed is. Elke goeie ding wat ons beleef binne in hierdie wêreld, is as gevolg van God wat goed is teenoor ons. Dis sy goedheid wat hy openbaar. Matteus 5 vers 45 sê, hy laat immers sy son opkom oor slegte en goeie mense. Hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. Ons kan nie God se goedheid verdien nie. Ons kan dit nie bepaal nie. Want die skrif sê vir ons, of jy hom ken of jy hom nie ken nie, sy goedheid kan oor jou lewe kom. En dit is net nog 'n bewys van God se goedheid. Dat tot wanneer ons hom dalk nie ken nie, in oomblikke of in situasies is hy nog steeds genadiglik teenoor ons, en sy goedheid wys hy ons, en hy spoel dit oor ons lewe. Dit bring ons by ons tweede vraag. Is God regtig goed? So die beswaar teen God se goedheid. En voordat ek in die probleme gaan van hoekom die kwaad in die wêreld is dit, wil ek sê, is dit soort van regverdig? Is regverdig vir my om dit te bevraagteken? Nou mag jy dalk vra, hoe? Wel, wat is ons realiteit? Ons lewe in 'n wêreld wat vol sonde is, wat vol dood is, wat vol siekte is, wat vol seer is en pyn is. Dis ons realiteit. Wat anders te wil jy moet ek doen? Ek kan sien hoe gaan dit, ek kan voel hoe gaan dit, en dit is nie lekker nie. En dan bring dit ons, en dit bring dit my, op 'n plek waar ek twyfel, waar ek God twyfel, of hy werklik waar goed is. En ons sien dit in die Israeliete. In Eksodus 33, van vers 1 tot 5. Dit sê, die Here het immers vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, julle is 'n hardnekkige volk. As ek vir een oomblik saam met jou sou optrek, sal ek jou vernietig. Haal dan jou juwele af, sodat ek kan weet wat ek met jou moet doen. Toe die volk hierdie woord van onheil hoor, het hulle getreur. Niemand het sy juwele aangesit nie. Trek op Israel na 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek sal egter nie in jou midde optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders vernietig ek jou op pad. Ek sal 'n engel voor jou uitstuur. Ek sal die Kanaaniete, die Amoriete, die Hetiete, die Ferisiete, die Jewiete
en die Jebusiete verdryf. Die Here het vir Moses gesê, gaan trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed beloof aan Abraham, Isak en Jakob, deur te sê, aan jou nageslag sal ek dit gee. So ek dink daai vers het snaaks uitgekom, maar die punt wat God besig is om te maak is, in Eksodus 32 lees ons van hoe die Israeliete 'n goue kalf gemaak het. Want hulle wil dit sien, hulle wil hierdie God sien wat hulle nou uit Egipte uitgelei het. Okay? En God se reaksie op dit is, gaan net sonder my. Ek het 'n belofte gemaak dat julle in die beloofde land gaan inkom aan die voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. En so gaan soontoe, hy sal 'n engel ook stuur. Hy stuur 'n engel om elke vyand uit te dryf voor hulle, maar hy gaan nie saam met hulle gaan nie. En sien so reageer die Israeliete deur hulle trek nie meer juweel aan nie, hulle treur. Hulle wil nie regtig gaan sonder God nie. Maar soms is die realiteit vir ons dat ek sou kies om dalk moontlik te gaan. Want is belovend. Kom ons is eerlik. As die Here ons hierdie land beloof en hy stuur iemand voor my uit sodat ek nie eens nodig het om die vyande te moet teenstaan nie. Hy sal hulle almal uithaal vir my part, maar hy gaan nie daar wees nie. Die land is vol melk en honing, is ryk, daar's baie rykdom, meer as wat ons kan sien. En hoe baie is dit nie ons nie. En om die prentjie nog meer voller te maak, dit nadat die Here so baie gedoen het, dat sy goedheid so oorweldigend was vir Israeliete. Wat se maniere? Wel, hy het hulle uit Egipte uitgelei deur die 10 plaae. Hulle was beskerm deur God met die 10 plaae. Terwyl hulle besig was om in die woestyn in te gaan, het hy hulle gelei met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Nie net dit nie, hy het vir hulle kos voorsien in manna en kwartels. Nie net het hy kos voorsien, hy het water voorsien uit 'n klip. Nie net het hy water voorsien nie, hy het hulle deur water gevat. Hoe baie moet God doen voordat ons hom werklik waar vertrou? Want is so maklik om te twyfel. So maklik om te sê, of ons dink soms nie eers daaraan nie. Die Here het dit gedoen, maar hy gaan dit seker nie vandag doen nie, dan twyfel ons. Sien, hierdie twyfel is die eerste sonde. Twyfel in God, twyfel in die vertroue van God. Is maklik om te twyfel. Want wat is ons realiteit? Ons kan sien na die wêreld, ons kyk op die nuus, soms na ons familielede wat siek is. En twyfel ons, is God regtig goed? Want kyk, ek is siek. Want kyk, ek het moeilike tye. En dit is so maklik. Dit is so maklik om tot op daai plek te kom. Om God te bevraagteken vir sy goedheid. Nadat hy so baie gedoen het, nadat hy homself keer op keer bewys het. En so my aanmoediging of my bemoediging vir ons almal is die oomblik wanneer ons op daai punt kom om God te twyfel, mag ons herinner word aan wat hy gedoen het. En as jy nie kan dink aan iets wat hy vir jou gedoen het, dink aan wat hy gedoen het vir jou 2000 jaar terug. Toe hy sy seun gestuur het om aan 'n kruis te kom sterf vir ons, sodat ons nie in ewige dood in hoef te gaan nie, maar dat hy ons kan inverwelkom in die ewige lewe saam met hom. En ewige lewe geniet saam met hom. So die goedheid van God word gegee volgens genade en nie meriete nie. Ons kan dit nie verdien nie. Matteus 20 vers 15 maak dit duidelik vir ons. Hy sê, dis Jesus wat besig is om te praat. Hy sê, mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? God bepaal teenoor wie hy goed is. En nie ek of jy het 'n reg om dit te bevraagteken nie. Job het dit probeer. En toe die Here hom op sy plek gaan sit. En so, as jy nie op jou plek wil gaan sit word nie, moet dit nie bevraagteken nie. Maar ek wil jou ook aanmoedig
Vra. Daar's 'n verskil om te twyfel en om vra te vra. Ons sien hoe Dawid so passievol raak binne in die psalms, dat 'n mens dink, hy's so vry met sy emosies teenoor God. Jawel, hy voel veilig by God. Hy voel veilig om kwaad te word vir God en dan vir God te vra, hoekom doen jy dit? En so kan en mag ons veilig voel by God. Want sodra ons uit daai veiligheid van God uit beweeg, dan begin ons twyfel. Dan begin ons nie sien wat God sien nie, wat hy wil hê ons moet sien nie. In daai gedeelte van Matteus 15, die konteks net so 'n bietjie voor dit is Jesus wat besig is om die storie te vertel van die arbeiders. Hy het na arbeiders toe gekom, hulle het 'n ooreenkoms gehad, jy gaan vir my werk doen vir die hele dag lank. En dan gee vir hom as 'n loon, as 'n bedrag geld wat hulle op saamgestem het. En dan die laaste uur, kom daar nog een en hy gee vir hom presies dieselfde loon en dan sien hoe mense onrustig is daaroor. Maar hoe kan jy vir hom dieselfde gee as wat jy vir my gegee het? Ek het die hele dag lank gewerk en hy het 'n uur gewerk. En dit wys net vir ons, God se goedheid is nie op meriete nie. Of jy nou God vir 20 jaar ken, of jy hom vir 2 minute ken. Sy goedheid is en kan vir jou gegee word. En hy bepaal dit. Nie ons werke nie. So dit bring ons in na ons derde vraag toe. Hoe lyk God se goedheid? Wat is die vertoning van God se goedheid? En so God se goedheid bestaan uit barmhartigheid. So barmhartigheid is deernis wat God aan ons bewys, deur ons nie aan 'n kruis te laat sterf nie, maar sy seun te stuur. Genade, want hy roep ons om sy kinders te word. Geduld, want hy wag vir ons om hom te kies. Troue liefde, want hy stuur Jesus vir ons. Waarheid, want hy wys ons hoe om te lewe. Vergifnis, hy vergeld ons nie vir die sondes wat ons doen nie. En dan toorn, word op Jesus uitgestort aan die kruis, waar ons dit moes beleef het. Sien, die beste plek vir ons van God se goedheid en waar ons dit sien, is in die goeie nuus. Sy goedheid is die goeie nuus. En die goeie nuus is vir ons almal. Dis vir jou en vir my. En dit is dat God mens geword het in Jesus Christus, aarde toe gekom het, vir ons gewys het hoe om te lewe. En toe aan 'n kruis gesterf het. Vir ons. In ons plekke. Sodat ons nie nodig het om te moet doen nie. Sodat ons nou hom kan leer ken. En dit is God se goedheid. Die goeie nuus, wil ek sê, is die klimaks, die pinnacle van God se goedheid. Dit wat hy kom doen het vir ons. Maar ons moet ook nie verkeerd verstaan nie. Die goedheid van God laat nie sonde ongestraf gaan nie. 'n gedeelte in Eksodus 7 of Eksodus 34 vers 7 sê, maar wat beslis nie ongestraf laat nie, wat vir die sondeskuld van ouers, kinders, kleinkinders wat boet, ook die 3de en die 4de geslag. Sien, deel van God se goedheid is dat sonde gestraf moet word. Punt. Hy's lief vir jou, hy's regverdig, en omdat hy dit is, kan hy nie anders as om jou sonde te straf nie. Dit is soms vir ons moeilik om dit te verstaan, want hoe kan hierdie liefdevolle God ook die een wees wat mense hel toe stuur? Sien, dit is hierdie mooi balans tussen sy liefde. Dit is binne in sy goedheid. Want hy is so lief vir jou, hy wil hê jy moet hom kies. Maar hy is ook so lief vir jou, hy kan nie anders as jou sonde ongestraf gaan nie. En so wat het hy gedoen? Wel, die goeie nuus sê vir ons wat hy gedoen het. Hy het 'n plan gemaak met ons probleme. Hy het die verantwoordelikheid gevat vir ons foute. En hy het Jesus gestuur. So God se goedheid kom tot en toon in die lewe van Jesus Christus. Wat hy aarde toe gekom het vir my en vir jou. Wat aan 'n kruis gesterf het vir my en vir jou.
Sien maar ons sien ook God se goedheid in ander plekke. Nie net in die verlossing deur Jesus Christus, maar ons sien sy goedheid in die skepping. Genesis 1, 25 en 31. So in vers 25 sê hy, God het gesien dat dit goed is. So hierso is dit net voordat hy die mens gemaak het. En dan skep hy die mens. Dan sê hy, God het na alles gekyk wat hy gemaak het. En kyk, dit was baie goed geweest. So ons kan in die skepping 'n klomp goed beleef. En ons kan God daarvoor eer, ons kan God daarvoor dank, en ons kan hom prys daarvoor, en ons kan sy goedheid beleef daar binne-in. Sien, die son is deel van sy goedheid. Dit skep lig en is warm. Maar deel van daai goedheid is ook die feit dat ons nie direk in die son kan inkyk nie. Want dit gaan seer wees. En dan kan ons ook God se goedheid sien in hoe hy voorsien, in sy voorsienigheid. En ons kry dit in Matteus 6 vanaf vers 25 tot 30 en dit sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie kommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog stuur julle hemelse Vader vir hulle, tog sorg die hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te kommer een albei sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, so hulle groei. Hulle swoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Sien, God voorsien vir ons elke liewe dag. Dit is nie nodig om te kommer nie. Of dit in die hand kom, en dit doen meeste van die tyd deur mense, want God gebruik hulle. Dis 'n gevolg van God. Dis 'n gevolg van God dat voeltjies nie nodig het om te moet kommer nie. Kan jy net op jouself dink hoe lyk 'n voeltjie wat bekommerd is? Jy dink dalk hy spartel en hy weet nie wat gaan aan hom nie. En dan die realiteit van dit is, die voeltjie wat angstig is God wat voorsien vir die roofdier wat moet kos kry. En so ons sien hoe God voorsien vir ons. En ons sien hoe God se goedheid alles binne hom is, wie hy is en wat hy doen vir ons. Vanoggend terwyl ons bid, het ek Psalm 34 en ek wil dit met ons deel. So Psalm 34 is Dawid wat dit geskryf het en binne hy wat vlug, wat besig is om te vlug vir sy lewe, kom hy by Abimelech uit en dit is nie mense van, dis nie sy mense nie. So hy is nie noodwendig welkom daar nie. En dan, ons lees in die skrif dat hy maak asof hy mal is. En dan skryf hy dit net nadat hy uitgejaag is, want hy is mal. Almal is bang vir hom. En ek lees hom vir ons in Engels. Hy gaan nie op die bord wees nie, maar ek wil dit graag vir ons lees. En hierso is wat ek dink, hoe Dawid besig is om God se goedheid te beskryf. Hoe hy dit beleef in hierdie tyd van angs, in hierdie tyd van vlug vir sy lewe. Dit sê, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt his name forever. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps all those who fear him, and delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, O children, and listen to me. I will teach you the fear of the Lord.
What man is there who desires life and loves many days, that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted, and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all of them. He keeps all his bones, not one of them is broken. Affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. So David's besig om God se goedheid te beskryf. En so mag ons dit ook so kan beskryf. Maar dit kom uit 'n plek uit waar Dawid veilig voel in God in. Waar hy kwaad geword het vir God, maar het na God toe gevat. En so mag dit ons ook wees. Wanneer ons in moeilike oomblikke is, en ons raak frustreerd en ons raak emosioneel, vat dit na God toe. Doen wat Dawid gedoen het. Dawid is die man wat beskryf word as 'n man na God se hart toe. Want hy het veilig gevoel by God. En so mag ons veilig voel by God en binne in sy goedheid. En dan wil ek afsluit om vraag 4 te antwoord. So wat doen ons met God wat goed is? Wat is ons reaksie? En ek wil dit indeel in 2 goeders. Nommer 1, loof en prys God vir sy goedheid. Presies soos wat Dawid doen. En dan skryf hy in Openbaring 5 vers 12, waardig om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Want hy is waardig. Sy goedheid maak hom waardig. So hoe kan ons nie anders as om ons lewe leer te lê en hom te loof en hom te prys nie? Ek prys hom vir goeie koffie. Ek doen regtig. Ek jok nie. Al slegte koffie, dit bestaan en ek drink dit nie. Want ek wil goeie koffie drink. En ek prys die Here vir dit. Want hy's goed. Hy's goed vir my siel. Hy's goed vir my mond. Want is lekker. En dan 2, deel en getuig. Deel en getuig van God se goedheid. En ons sien dit in Markus 5 vers 28. Toe hy in die boot klim, het die een wat deur die demone beset was, hom gesmeek om by hom te kom bly. Hy het hom nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense, en vertel hulle alles wat die Here vir jou gedoen het. En dat hy medelee aan jou betoon het. Die man het weggegaan en begin om alles wat Jesus vir hom gedoen het, in Decapolis bekend te maak. En almal was verbaas daaroor. En dit is waarmee ek ons wil los. Mag ons gaan en getuig van God se goedheid. Ons begin met hierdie vers. Ons begin deur wat Jesus hom gesê het. Hy sê net, gaan huis toe. Die mense binne in jou eie huis. Mag ons nie skaam voel om vir mense te sê God is goed nie. Mag ons nie skaam wees om te verduidelik van sy goedheid nie, om te deel en om te getuig van sy goedheid nie. Want dis waar dit begin. Ek onthou altyd, ek raak soms frustreerd met mense wat die hele tyd sê, ja nee, God is goed, gaan goed. En ek sê, jy sê my nie regtig hoe gaan dit met jou nie. Maar eintlik doen hy. En dis wat ek baie sterk probeer, om 'n deel te maak van my woordeskat. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, want God is goed. En so mag dit deel word van ons woordeskat, om te sê, hoe gaan dit? Dit gaan goed, want God is goed. Dit gaan sleg, maar God is goed. En so is ons besig om te getuig, so is ons besig om te deel. En wanneer iets gebeur, gaan deel dit met die mense in jou midde in. Gaan deel dit. Hoekom? Want die laaste gedeelte maak dit vir ons so duidelik. Hy sê, en almal was verbaas daaroor. Ek staan in verbaasheid in hoe die Here in mense se lewe beweeg, maar ek gaan dit nie weet as niemand my gesê het nie.
So moet dit nie vir jouself hou nie. Want God is 'n God wat mense wil bereik. Sy skrif sê vir ons, hy wil hê almal moet eendag saam met hom in die paradys wees. Ek sê nie, so wat sê ek nie? Ek sê nie, jy moet nou die evangelis word, wat na elke persoon toe gaan en hom links en regs, elke ding uit hom uitdryf en hom na die Here toe lei nie. Maar wat ek wel sê is, deel God se goedheid. In liefde in vrede in. Mense gaan van jou lewe en binne in jou lewe sien en verbaas staan, want hulle gaan nie weet wat gaan aan nie. Hier was 'n man wat besete was, vol demone was, en almal het dit geweet. Sy eie gesin het dit geweet. En toe hy 'n oomblik met Jesus gehad het, toe verander sy lewe drasties, dat mense verbaas staan. So deel die goedheid van God, getuig daaroor. Want net soos wat hier 'n oomblik was, waar dit teenoor hierdie man bewys is en getuig is, het sy lewe drasties verander. So ek moedig ons aan, begin binne in jou eie huis, om dit te doen. En dan gaan ons buite toe. Kom ek sluit, en dan bid ek vir ons. Vader, dankie vir die goedheid. Vader, dankie, soos die son skyn is 'n deel van die goedheid. En in al sy kompleksiteit wat ons nie kan verstaan, is dit steeds deel van die goedheid. Vader, die goedheid beskerm ons, die goedheid lei ons. Vader, dis die goedheid wat ons maak, die prys, die eer. En ek dank U daarvoor. Vader, binne 'n wêreld wat moeilik is, moeilike omstandighede, Vader, is die goedheid steeds hier. En ek vra U, help ons om te kan fokus op U goedheid. Vader, te midde van moeilike omstandighede, help ons om te fokus en om U goedheid te beleef. Vader, en wanneer ons dit beleef, mag ons dit nie vir onsself hou nie, mag ons dit gaan deel. Mag ons dit deel met ons vriende, met ons familie, met ons gesin. Mag ons U goedheid deel reg oor die wêreld. Vader, dankie dat U goed is vir ons. En dat U seun gestuur het om aan 'n kruis te hang, sodat ons weer in verhouding kan wees met God die Vader. Ek dank U vir die goedheid. En ek dank U dat ons kan bewus wees van die goedheid. Ek vra U, lei ons en wys ons hoe ons U goedheid kan deel in hierdie week wat kom. Geef vir ons krag en kom bemoedig ons dat ons nie nodig het om te moet skaam wees vir die goedheid wat U doen in ons lewens nie. Dankie dat U 'n goeie God is. En dankie dat ons U kan vertrou met alles, met ons emosies, met ons finansies, met ons frustrasies, met alles kan ons veilig voel in die goedheid. Ek bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Ons hoop hierdie boodskap geniet saam met ons. Deel hom gerus met vriende en familie, en dit is die manier hoe ons die goeie nuus van Jesus Christus reg oor die wêreld gaan kry.